Goeiemôre. Ek het 'n paar foto's van die kinders ook wat ek in die Kongo geneem het van hoe hulle self besig gehou het. En een van die mees treffende foto's is waar albei van hulle van kop tot toon in modder besmeer is. En daar's nou nie regtig spesifiek 'n storie wat ek nou daaraan kan vertel behalwe net om die foto te post nie. Maar ek kan seker dit ook by sê is van ons opstal af het die kinders baie kere afgestap na die landerye toe waar Wynand besig is om te werk. En plek was dit verder as 2 kilometer, selfs 3 kilometer wat hulle die pad gevat het, dan gaan hulle af daar in die landerye, dan is hulle nou op pad na Wynand toe. En dan het ek hom gebel daar van die opstal af om te sê, hy moet net uitkyk vir hulle. En as hy met die trekker omdraai en terugkom hierdie kant toe waar hy nou begin het, dan sien hy net hierdie twee figuurtjies wat aankom. Dan stop hy en dan laai hy hulle op die trekker en dan ry hulle so een ronde saam. En as hy nou weer op die kant van die land kom, dan spring hulle af en dan hardloop hulle weer terug huis toe. Dan bel Wynand nou weer vir my en sê vir my die tweeetjies is nou weer op pad terug huis toe. Dan kyk ek nou weer uit vir hulle daar van die opstal af. En ek het probeer om hulle so 'n bietjie nie te homeschool nie, maar ek het sulke oulike opvoedkundige boeke wat my ma ook altyd saamgestuur het, met hulle gedoen. Na die beste wat ek kon, dan sit ons daar op die stoep in daai vreeslike hitte. Dan klou die kinders se haartjies so aan hulle gesiggies vas en jy sien die sweet so op hulle voorkoppies uitslaan. Dan sit en teken hulle en hulle hou hulle self besig. En dan kom Wynand, as hulle die trekker hoor, dan spring hulle op en hardloop agter hom aan. So dit was nie altyd moontlik om hulle aandag by die boeke te hou nie, maar ek het dit gedoen so goed as wat ek moontlik kon. En toe eendag toe kom hulle daar aangehardloop, maar kyk, ek het nie geweet of my hart gaan staan van skok en of ek moet uitbars van die lag nie, maar toe is hulle van kop tot toon besmeer in die modder. Toe het hulle 'n modderpoel langs die pad ontdek en in dit gerol soos regte twee varkies. Ek sal vir julle die foto spreek vir homself. En gelukkig het ons daai buite badkamer gehad, want toe jaag ek hulle net daarin en maak die stort oop dat hulle vir hulle afwas. Iemand het eendag toe hulle die foto sien vir my gesê, as daar nou 'n klomp Kongolese kinders saam met hulle was, sou jy nie die verskil kon gesien het tussen watter twee is ons kinders en watter twee is Kongolese nie. So ja, dit was 'n uitdaging om die kinders besig te hou, maar ons het tog 'n manier gekry om dit te doen. Weereens, as ek nou terugkyk na die foto's, dan dink ek ons het eintlik baie goed gevaar, alhoewel dit at the time glad nie vir my so gevoel het nie. En die omstandighede bring natuurlik 'n kant in jou uit wat jy nie geweet het bestaan nie. So dan gelukkig het ek baie foto's geneem daarvan en as ek nou terugkyk na dit, dan is ek baie bly daaroor dat ek dit gedoen het. Want ek het die hele tyd 'n keuse gehad om terug te kom Suid-Afrika toe, maar ek het gekies dat ons eerder as 'n gesin moet saam wees en om vir Wynand te ondersteun. En toe het ek besluit, okay, ek sal terugkom Suid-Afrika toe wanneer dit tyd is dat MJ met graad R moet begin. Want ons het hom in elk geval 'n jaar teruggehou, so ek kon nie sy graad R jaar nog uitstel nie. Ons het hom teruggehou omdat hy laat in die jaar verjaar en omdat hy 'n spraakagterstand gehad het. So die Kongo het dit eintlik goed gedoen en dit bevorder dat sy spraakagterstand nie 'n issue is in die skole nie. Soos wat ek nou die dag gesê het, daai afstand bring vir 'n mens ongelooflike perspektief en 'n mens moet vir tyd net tyd gee. Dan mens moet nie die dinge forceer, soos in MJ se geval te veel terapie en goed probeer toepas en hom probeer help nie. Partykeer moet jy net terugstaan en die ding nie forceer nie, dit net tyd gee. Maar ja, as ek nou terugkyk aan die foto's, dan dink ek altyd aan die ding wat hulle sê van we often don't realize the value of a moment until it becomes a memory. Dit was my altyd baie treffend in die Kongo, omdat ek so frustreerd was in daai situasie, maar ek het geweet eendag gaan ek na dit terugkyk en dan gaan ek daaroor smile. En een van Wynand se gunsteling goed wat hy ook altyd sê is jy weet, as jy nou net 'n gewone job het jou hele lewe lank
en jy doen niks eintlik wat avontuur aanbetref of iets buite die gewone nie. Wat het jy om eendag oor te vertel? So dit is daai eendag wanneer jy oud is, dan bou jy 'n vuur en alles wat jy in jou lewe beleef het is 'n stompie wat jy op die vuur sit en dan kuier jy nou om die vuur. Wat gaan jy hê om te vertel eendag as jy oud is? Wel, blykbaar gaan ek baie hê om te vertel. Ja, so om by dit aan te sluit is wat ek nou agterkom met dat ek self terugkyk en dit vir julle vertel is 'n mens moet daarteen waak dat die idee wat 'n mens in jou kop het van hoe dinge moet wees, moenie jou present moment spoil nie. Leef in die present en geniet dit en embrace dit. Want ek vang myself gereeld uit daarmee. Mense het 'n idee in jou kop van hoe dit moet wees. En dan as dit nie so is nie, dan is alles eintlik vir jou bederf en nie meer 'n plesier nie. So mense moet waak daarteen dat die idee wat jy in jou kop het, nie die present moment spoil nie. Dit is iets wat ek nou absoluut ervaar om vir julle te vertel en weer deur die foto's te kyk. Maar okay, dit is nou seker eers genoeg filosofie vir eendag. Dat ek nou terugkom by wat ek vir julle wil vertel oor die Kongo, maar die Kongo het my regtig baie lesse geleer. So ek is maar geneig om na die filosofiese kant daarvan te kyk. Iemand het eendag gevra wat het ons gedoen om parasiete weg te hou van onsself af, seker in die kos en die klere en die beddegoed en so aan. Ek het, wanneer ek wasgoed was, het ek in plaas van Stay-Soft, het ek Supermetrine in die wasmasjien gegooi. So Supermetrine is wat gif wat hulle op die landerye gespuit het. Dan meng dit met die wasgoedwater en dan gaan dit nou deur die klere en die beddegoed. En dit het baie goed gewerk om allerhande goeders wat ons nie naby ons wil hê nie weg te hou of dood te maak. Soveel so, shame eintlik, want dit het so goed gewerk dat een oggend toe ek kom Bea hysteries by my, nee, ek het kon kyk, daar's baba meisies op haar bed, maar dit lyk nie asof hulle lewe nie. En toe ek nou gaan kyk, toe is dit hierdie 4 meisies, dink ek, klein, pasgebore. Toe is hulle dood, want die mamma muis het oor die beddegoed gehardloop toe sy die kleintjies gekry het en toe is hulle met geboorte dood van daai gif. So die gif op die beddegoed was baie potent geweest en ek was toe nou shame, die arme meise, maar ek is bly daaroor dat dit definitief effektief was. En ja, die Supermetrine is maar 'n skerp reuk, maar jy leer om daarmee saam te leef, want dit is of dit of goeters wat jou wil opvreet die hele tyd. Dan ook een van Wynand se gunsteling stories is hoe die kinders hulle self besig gehou het met die paras. Nee, ek het julle nou al baie van die paras vertel. Die paras het 'n baie groot rol gespeel in ons lewens. Die kinders het 'n penneblikkie gehad wat so amper deursigtig is. En toe het hulle een aand hulle self vermaak. Dis nou wat gebeur as jy nie ander entertainment het nie, wat eintlik wonderlik is. Dit bring 'n baie kreatiewe kant in jou uit. Toe vat hulle hierdie deurskynende penneblikkie en hulle sit 'n paar paras binne-in en hulle maak hom so regop staan op 'n tafel en hulle vat 'n flits en sit dit agter die penneblikkie en nou sit hulle voor die penneblikkie en dan sit hulle nou en movie kyk. Dit hulle gespeel asof ek nou die tannie is wat die popcorn maak en Wynand is die oom wat die koeldrank gee. Dit hulle een of ander vorm van betaling vir ons kom gee, seker 'n swinkie en 'n drukkie vir elkeen as betaling. En dan sit hulle nou en kyk nou na hulle para movie, dan is dit nou hierdie paras binne in die penneblikkie wat so bo oor mekaar spring en eintlik probeer oorleef binne in die penneblikkie en hulle sit en kyk na hierdie show. Dit was nogal baie oulik geweest en Bea het so 'n plastiek poppie gehad wat plastiek kleertjies gehad het wat jy vir kan aantrek. Maar toe het sy een van die paras gevat en vir die para die pink rokkie aangetrek en ons was hysteries geweest toe sy dit vir ons wys want dit was so snaaks en onverwags om 'n grillerige, modderige, val Kongo para in 'n pink rokkie te sien. En my een vriendin, Neelmarie, vir wie ek die foto gestuur het, sy kon nie glo wat haar oë sien nie, hoor. Sy vra nogal vir my, het die para stil gesit toe sy nie vir hom die rokkie wil aantrek.
Sê nee, jy vat die para en jy druk sy pote deur die openinge en jy sit die rok vir hom aan of hy nou wil stil sit of nie. So ja, daar's sulke snaakse goeters gebeur op 'n daaglikse basis. Ons kry nou net nie daai foto van die para in die pink rok nie, maar ek sal hom iewers opspoor en dan op 'n stadium post hier op hierdie page. Uh ons het wanneer ons Point Noir toe ry op die teerpad, dan sien ons daai massiewe trokke wat daai enorme stompe vervoer. Daai goed is seker, dit breek al die padreëls, maar dit is hoe hulle die trokke laai. Daai boomstompe is deursnit is wanneer Wynand regop staan, dan is sy skouer by die bopunt van die deursnit van die stomp, né? So dit is huge boomstompe wat hulle dan pak agter op hierdie trokke, dan lyk dit asof die stompe so verby die rand te gaan en daai trokke ry. Hulle ry iets verskrikliks. Dit maak jou bang om dit te sien. Dit is definitief wat bygedra het tot die hoeveelheid angs wat ek in die Kongo gehad het, want as ons op daai paai ry en daai trokke kom van voor af, dan het ons langs die kant afgetrek en gewag dat hulle eers verbykom. En ek het 'n foto uit die kar uitgeneem van so 'n trok. Dis nie 'n baie goeie foto nie, maar jy sal dit kan sien. En dan ry daai trokke in daai bergpas af na die hawe toe. Dan is daar die mense wat die pad onderhou is Chinese. Dis ook interessant, ek sal nou na dit toe terugkom. Maar daai pad, wat ek julle al vertel het wat sulke draaie maak, dan is daar Chinese padwerkers, né, bly in 'n tentjie ding wat hulle self wil oprig, maar dit lyk maar dis maar soos 'n plakkershut, want dit is ook maar seile en sinkplate. Hulle sal nie hulle huisie bou aan die veilige kant van die draai nie, hulle bou hom op die draai. Soos in die trok ry op hulle af, dan moet die trok nou draai om sy draai in die pad te kry en dan bou die Chinese sy shack daar. En dit was vreesaanjaend om dit te sien. Ek kan nie glo dat enige regdenkende mens vir hulle self daar 'n slaapplek sal bou nie, maar okay, dit is hoe hulle dit gedoen het. So om nou terug te kom na die Chinese toe wat die paaie bou daar is, hoe dit werk, die Chinese is baie slim. Hulle het byvoorbeeld in die Kongo, ek weet nie hoe doen hulle in die res van Afrika nie, het hulle die kontrak gekry om daai paaie te bou. Dan betaal die Kongolese regering glad nie 'n deposito of enige geld vir dit nie. Die Chinese doen dit free of charge, maar die ooreenkoms is dat die Kongolese regering vir hulle die olieregte vir 50 jaar gee. So die Chinese stuur hulle, noem mense dit nou bandiete wat in die tronk sit, in China, stuur hulle Afrika toe om padkonstruksie te gaan doen. So dan het hulle nie daai fasiliteite en belastingbetalers se geld nodig in China om nou na hierdie kriminele om te sien nie. Hulle stuur hulle in Afrika in om paaie te gaan bou. So baie slim, en dan kry hulle die olieregte vir 50 jaar. En natuurlik ons almal weet hoeveel geld daar in olie is. So die Chinese is baie betrokke daar in die Kongo en op 'n baie slim manier. Want ons as Westelinge kom, dan wil ons 'n massive deposito hê. Maar die Chinese kom en hulle sê hulle wil nie 'n deposito hê nie. So dit is hoekom hulle nou die kontrakte kry. So nog weer eens baie interessant. Maar in elk geval as mens nou so ry Point Noir toe en jy kom in die stad in, ek het nooit gedink dat iets soos uitlaatgasse en sulke lugbesoedeling vir my 'n aangename reuk sal wees nie. Maar dit was aangenaam in die sin dat dit is lekker om weer in die stad te kom en daai buzz te ervaar. Alhoewel dit eintlik net pleinweg stink en baie chaoties is. Maar as jy in daai verkeer sit en jy kyk vir die mense om jou, dan kan jy sien, daar staan 'n vrou wat vrugte verkoop. Hier staan een wat materiale verkoop. Daar's 'n winkeltjie wat hardeware verkoop. En hulle almal gaan. Elke ou het sy dingetjie wat hy doen en dit is sy besigheid wat hy mee besig is om homself aan die lewe te hou. En dan is dit eintlik mooi as mens so na dit sit en kyk en sien elke ou het sy ding wat hy doen. Maar ek sal vir julle foto's nou opsit van hoe dit lyk as mense in die stad ingaan. Daai absolute chaos tussen die blou taksies van Point Noir. En wat vir my hysteries snaaks was altyd, was hoe hulle handgemaakte meubels
op die grond display. So jy ry daar by hulle meubelwinkel verby, dan staan hierdie meubels wat met materiaal oorgetrek is in die grond. Ek het altyd gewonder wat doen hulle as dit begin reën. Maar ja, dit is 'n tipiese prentjie van Afrika. En van die res sal ek julle môre verder vertel.